Dagse en baie welkom by nog 'n episode van Feit of Versinsel vra vir Flip. Hierdie is Marula Media, ek is Christel Cornelissen en in hierdie reeks gesels ek met Flip Buys, hoof van die Solidariteit Beweging, om perspektief te kry oor die breër kwessies wat ons elke dag raak. Flip, baie welkom. Baie dankie. Hierdie is nie 'n eenrigting gesprek nie, gesels gerus saam in die kommentaar en baie dankie aan almal wat dit reeds doen. Die afgelope jaar het Afrikaners vir die eerste keer in dekades hier 'n reuse gesprekspunt op die internasionale verhoog geword. Afrikaners as groep het in die middel van groot plaaslike en internasionale politieke konflik en verandering beland, wat die vraag geopper het, wie presies is Afrikaners? En wie besluit uiteindelik hieroor? In hierdie episode van Feit of Versinsel vra vir Flip, vra ons dus, wie besluit wie Afrikaners is en kan jy steeds 'n Afrikaner bly, selfs al verskil jy van die meerderheid? Flip, wie en wat presies is Afrikaners? Lidmaatskap van 'n volk is eie vrywillige keuse. So mense besluit self of hulle deel wil wees of nie. Nou die beste antwoord op hierdie vraag is gegee deur David Ben-Gurion, toe die eerste premier van Israel, toe hulle vir hom gevra het, wat is 'n Jood? Toe sê hy, ons was al 3000 jaar Jode sonder definisie. Elkeen weet of hy of sy 'n Jood is. So normaalweg hoe dit werk, hulle praat die groot woord wat hulle gebruik in die internasionale reg, is selfdefinering. So jy vereenselwig jou met 'n bepaalde groep, jy hoef nie met alles saam te stem of wat ook al nie, maar weet jy's basies, jy weet jy kom van hierdie groep af, jy vereenselwig jou met die geskiedenis en jy word deur die groep weet ook so aanvaar. Dit is basies waarop dit neerkom, selfdefinering. Ek sê jy praat van selfdefinerings, maar wie besluit dan wie Afrikaners is? Is dit nie so 'n halwe onderliggende ding van jy lyk nie soos ek nie en omdat jy nie op 'n spesifieke manier lyk nie, laat ek jou voel dat jy nie deel is van nou. So jy definieer dalk self as 'n Afrikaner, maar ek laat jou voel asof jy nie hier hoort nie. Nee, ek is nie bewus van enige gemeenskap op die aarde wat daar 'n reeks definisies by is nie. Daar's bitter min die geval. Miskien naaste wat dan kom, miskien Suid-Afrika nou met sy rasseklassifikasie waar jy moet aandui jy voor 4 weet wat 'n ras jy is en so aan. Maar die hele wêreld beweeg daarvan al weg. So ek is nie bewus van ander groepe waar daar bepaalde vereistes is nie. Ek weet Israel sal vir jou sê dan maar 'n vereiste stel jou ma of pa moes 'n Jood gewees het of jy moes aanvaar word in deel van daai gemeenskap en so aan. Maar breedweg is dit maar dat mense self besluit en dan ook dat hulle aanvaar word deur die groep, omdat almal weet die persoon het 'n bepaalde geskiedenis, miskien 'n bepaalde weet afkoms of jy weet die persoon vereenselwig hom al geruime tyd in daai groep. Praat ons hier van Afrikaans of praat ons hier van Afrikaners? Jy sê dis selfdefinerend. Afrikaans is dalk 'n groter groep as Afrikaner. Ja. Die een is 'n taalgroep, een is 'n kultuurgroep. Kom ons vat die Duitsers. Daar's Duitsers in Switserland, daar's Duitsers in Oostenryk, daar's selfs 'n hele Duitse provinsie in Italië, maar hulle sal self beskou as Italianers of sê net maar as Duitssprekende Italianers. Die Switsers het. So ek dink vandag moet ons aanvaar mense het 'n veelvuldige identiteit. Jy kry 'n persoon wat sê ek is 'n Skot, baie sterk, jy kry baie sterk gevoel onder die Skotte, maar dan sal jy daai selfde persoon sal vir jou sê, weet jy wat, ek is ook 'n burger van Britannië en ek is 'n Europeër, ek is 'n Westerling en ek is 'n lid van die mensdom. En dit is nie in botsing met mekaar, die feit dat jy veelvuldige identiteite het nie. So taal alleen is nie 'n beskrywer van kultuur nie. Reg oor die wêreld bly Engelse mense en die minderheid van hulle sal sê nee, ons is spesifiek Engelse met 'n verbintenis met Britannië. As ons nou spesifiek kyk na die term Afrikaner, dis amper asof daar meer mense wat ewe skielik sê ek is 'n Afrikaner. En almal praat nie namens my nie, want ek is Afrikaner en ek praat namens myself, terwyl die gevoel eintlik was dat van tevore het jy nie 'n woord oor hierdie Afrikanerskap gerep nie, miskien omdat jy skaam gekry het, miskien omdat jy eenvoudig nie geïdentifiseer het daarmee. So hoekom is daar nou, dit voel vir my asof daar nou mense is wat skielik sê ek is 'n Afrikaner. Ja, ek dink hulle het agtergekom jy kan nie bedank as Afrikaner. Die hele paar mense in die verlede het so half lighartig waarskynlik, maar of miskien kwaad sê hulle bedank as Afrikaner. Nou jy kan bedank. Jy's welkom om te bedank. Dis nie te sê die ANC gaan jou bedanking aanvaar nie. Hulle gaan nog steeds jou
so kwaad wees oor jou voorouers of wie ook al. Maar dit is ironies dat mense selfs wat Afrikaners aanval, het nou self gekom in die definisie. So is eintlik 'n Dis nie net 'n gerieflike ding om nou 'n Afrikaner te wees nie. 'n Ander tyd pas dit jou dalk, né? Ja, ek dink wat gebeur het is dat dit is ook 'n propaganda instrument om mense wat sê net maar as Afrikaners identifiseer om hulle weer jy weet aan te val. Dit het ons in onlangse verlede gesien. Maar daar het enige ANC ou min of meer iemand soos Karel Neus my gevra, maar as hy nie ook 'n Afrikaner nie, dis sê ek so ook want hy het dit my grappig gevra, of sê ek dieselfde lighartigheid, sê ek vir hom is 'n vrot eier. So Immer die diplomaat flip. Ja, so hy mag miskien 'n Afrikaner wees, maar vrot een as hy by die ANC is. Maar so ek dink dat mense het uiteindelik ook agtergekom, jy weet, jy is maar deel van 'n groep, en 'n groep is ek dink is net in Noord-Korea wat almal met mekaar saamstem. So mense moenie bekommerd En dis omdat die regering vir jou sê jy stem met jou buurman saam. Daar's net een wet in Noord-Korea, dit wat nie verpligtend is nie, is verbode. So ons is gelukkig nog nie daar. Okay, as ek sê ek is 'n Afrikaner en jy sê jy is 'n Afrikaner en hier is 'n hele groep Afrikaners, maar ek verskil eintlik met die meeste goed wat jy sê. Ja. Wat maak dit van my? Maak dit my minder Afrikaner? Maak dit vir my 'n Nee, politieke verskille. vrot eier? Mag ek van jou verskil flip? Nee, ja, ek sal bly as jy meer saamstem, maar jy mag verskil. Nee, dankie nie vir my vandag nie. Daar's 'n groot verskil tussen kulturele identiteit en politieke standpunt. So die Duitsers of die Switsers of wie ook al mag polities verskil is in verskillende partye en hulle kan selfs veg met mekaar, maar dit verander nie aan hulle kulturele identiteit nie. So mense mag polities of ekonomies of andersins verskil. Maar ja, so hulle kan nog steeds Afrikaners wees. So dis hoekom ek praat eerder van die begrip volksveelheid as volkseenheid, as ek so 'n bietjie die ou terme kan gebruik. Dan moet ook 'n demokratiese volwassenheid in 'n gemeenskap wees om te aanvaar dat daar mense is wat vir mekaar verskil. En dis ook waar Van Wyk Louw se baie mooi begrip van die oop gesprek uitkom, wat hy sê dis eintlik die vloei, die sirkulasie van idees deur 'n gemeenskap. En ek Ons wil nie almal dieselfde dink. Ja, ek hou nie van 'n geslote gemeenskap waar niemand sy of haar weet sê mag sê nie. Wat wel vir my uit 'n politieke oogpunt baie keer 'n probleem is, as iemand sê, nee, maar ek is 'n Afrikaner, maar daai selfde persoon veg by elke geleentheid, sê net maar teen Afrikaans in die onderwys, teen Afrikaans in die by universiteite, hy sê vir ons daar's niks fout met die onteieningswet nie, terwyl dit baie duidelik is in uitsprake van die president en die adjunkpresident dat hulle wil wit en Afrikaner boere daarmee teiken. As daai mense rassewette in die buiteland verdedig en sê daar's niks fout daarmee nie. Jy weet, dan sê ek, ja, 'n persoon is maar 'n vrot eier. Maar nog steeds 'n eier. Net terug by wat presies beteken volksveelheid? Dit beteken maar net dat daar jou kulturele identiteit, jy kan nog steeds deel van een volk wees, maar jy kan politieke verskille onder mekaar hê. En dan moet ruimte wees vir daai verskille, van dit is demokratiese volwassenheid. Daar was nog nooit in ons geskiedenis en in enige plek in die wêreld het almal met mekaar oor alles saamgestem. Ook nie by die Afrikaner nie, flip, mense spot altyd, weet, die Afrikaner hou van spat in 'n rigting. Ja, maar ek dink dis meer 'n menslike ding as 'n Afrikaner dan. Kyk maar hoe veg die ouens onder mekaar in Israel en in Amerika en in Duitsland. So ek is 'n demokraat en daarom glo ek dat mense die reg op hulle eie standpunt. En ek sê partykeer lighartig as my tienerkinders verskil, sê ek maar julle die reg om verkeerd te wees. Of ek het al vir my vrou gesê ek wil graag met jou saamstem, maar ek kan nie want ons is albei verkeerd. Flip, ek sê vir jou baie dankie. Dit was Foute Versinsel en ons het vir Flip gevra. Flip, baie dankie soos altyd vir die saamgesels. Baie dankie. Ek is Kristal Cornelissen, tot ons weer gesels. Totsiens.